Nou kyk, julle weet, daar's net een konstante in boerdery. Daar's altyd moeilikheid, die res is variables, nê. Nee. Okay, en hier in die old days, Vivo area, dat is nog so 'n bietjie waarder as op ander plekke. So wat het jy nodig om dit uit te sort? So, JCB, nee. Ek praat met Steven, hy gaan my 'n bietjie meer vertel. Hoe hanteer hy oukie julle al? Is nie hulle eerste ene nie. Hoekom bly hulle by JCB? Steven, like it? Daar is goed om jou YouTube. Nee, doodstil rustig. Okay, julle is hierso, Vivo Old Days area. Verduidelik my gou vinnig, hoe lyk julle boerdery opset? Wat doen julle alles? Choopie, ons is so 'n bietjie gediversifiseer. Ons plant so 'n bietjie aardappels, eie, tomaties, dis die groente en dan het ons so 'n bietjie bome, sitrus, hanie, Mara so tussen Lutrigard en Vivo. Ja. Okay, so julle is nou letterlik al die spektrums wat julle basically cover, né? Ja, ons probeer maar so 'n bietjie ietsie van alles doen. Nou, okay, kyk, hierdie is ook nou een van daai goed. Ek wil amper sê jy moet amper nie 'n TLB koop die eerste keer want jy hom eers gehaat het, nee. Jy kan 10 van hulle almal sal werk hê. Ja. Nee. Verduidelik my gou nommer 1 die JCB, waarvoor gebruik julle hom op die plaas? Jong, ja, ons sê ook altyd as hulle al ons trekkers wil kom vat, kan hulle maar alles vat. Hulle moet maar net die TLB los, ons wil ons nog kan boer. So ja, ons gebruik hom maar vir alles, Choopie. Enige ding van landhond, bos, gate, slote, grou. Jy weet, ons gebruik hom maar in al die plekke. Ek dink hy is 'n baie diverse masjien. Ons sukkel nie met die ding nie en hy gee ons baie goeie diens. Want ek ben hierso, kom ons vat sommer hier waar julle nou besig is, né? Wat is julle besig om 'n pipeline hier te grou of wat maak julle nou hier? Dis reg, Choopie, so ons is besig hier om 'n pipeline vir nuwe ontwikkeling te grou en ja, die man doen sy job. Ons sukkel nie met hom nie. En kyk, veral in julle, as julle nou op die aardappels, ek weet nou nie presies hoe werk julle storie nie. Yes. Rotate julle ook maar dat jy die goeders, jy skuif basies die pivot na 'n nuwe plek toe, nuwe grond, daai tipe van dinge. Dis reg, ja, ons doen so 'n rotasie van so 4 jaar. So elke 4 jaar sal ons terugkom na land toe. So daai pivot skuif maar so van land tot land. Hier is nou 'n nuwe stukkie grond wat bygekom het, so die ontwikkeling is nogal intensief hierso. So dis waar hierdie masjien amper 'n dubbelskof moet werk. Okay, hoekom met JCB? As ons nou 'n klomp maak van hierdie goed, hoekom het julle gaan vir die JCB? Choopie, ons het al 'n jarelange verhouding met die mense wat van die agentskap TTS en ons ervaar ook dat ons goeie tweedehandse waarde op die produk het. Ja. Hy hou sy waarde goed en ons het baie min probleme. Ons het al 'n paar van hierdie masjiene tot by die 10.000 uur gewerk wat ons nie moeilikheid gee nie. En ek moet sê as daar 'n probleempie kom, dan is die manne bereid om vinnig te kom help. En kyk, hierdie ene het nou wat, hy het so 1200 eenhoude op het ons nou gekyk, nee. En jy sê geen issues met hom tussendeur nie? Nee, sover nog niks probleme nie. En koste van die dienste, daai tipe van goed? Jong, so ons het ons eie werkswinkel, so dis 'n voordeel wat ons het by TTS. Hulle help ons om ons eie gekwalifiseerde vakmanne te gebruik om goed te diens en dan ook al die parte kom maar nog steeds deur hulle, maar hulle help ons definitief baie daai, ja. So dan kry hulle hom sommer hierso gediens, maak seker hy's reg en al die goed. Yes. En ek was sommer nog kyk, ek neem 1200 ene gewoonlik. Die TLB mos nou maar net hierso. Ja, nee wat, hy solid pa, nee. Jy hoef nie te worry, as hulle wonder, ek skat hom nou 'n bietjie rond hierso. Want dis gewoonlik waar jy die eerste sien, laat die goeders nie dit maak nie, is daai buste en die goede wat daar is, besluit redelik vinnig uit. Dis reg, ja. En die wat nou al 10.000 uur opgehad het, hoe het hulle gelyk? Nee, hy werk maar. Ek dink so as jy net goeie onderhoud doen, seker maak ons dienste en ons checklyste word op datum gehou, dan moet ek sê, dan hanteer hy jou goed. En as ek dit reg verstaan, het julle excavator ook van hulle, nee? Dis reg, ja. Hoe hanteer hy homself? Baie goed. Ons het hom ook laas jaar ingeruil op 'n ander ene. Ja. Weer 'n JCB gevat. Weer eens baie goeie inruilwaarde gekry. Masjien het ons nie probleme gegee nie. En ja, ek het nie eintlik iets om oor te kla nie. Ek dink as daar iets was wat ons gepla het, sou ons dalk weer JCB gekies het nie. En ja, want ek moet jou nou net hierdie vraag op die laaste, jy amper kwaai op dat die diens, nee, vir jou baie goed is. Ek weet hier en daar as daar ouens wat al gekla het van dat hulle in Bel nou saam is en al die goeders dat ja, okay, maar nou gaan hulle nou dieselfde diens kry ensovoorts, maar jou ervaring was daar het niks verander nie. Nee, ons het nie ervaar dat daar enigiets negatiefs uit dit uitgekom het nie. Inteendeel dink ek nie, ons sou dit eers agtergekom het as iemand nie vir ons gesê het daarvan nie. So ons het niks
negatiefs daaruit ervaar nie. Right, so, dit is Steven hierso, all days, Vivo area, nee, so okay, dit is 'n harde wêreld, dit is nie maklik nie, en hier kom daai ding regtig tot sy reg, soos hy sê, in hulle boerdery, elke nou en dan, hulle moet die pivots rondskuif en te kere gaan, dan moet daai ding se gat bietjie begin werk, papie, die pyp moet gelê word, so, as jy belangstel, TLB's, dan weet jy, kry vir jou JCB, linkie bo of hier onder, tot volgende keer, groete.